Die titel van die les vanmôre is die waterdoop. Dis les 4 van ons gereedskap Rande. Die betekenis van waterdoop. Grieks is dit baptisio. Engels is dit baptize, so lyk hulle die woord net so geneem. In Afrikaans is dit doop. Nou wat beteken hierdie Griekse woord baptisio? Die definisie sê to make free weight, deur nat te maak, te deurweek, sopnat te maak met water, totaal te onderdompel in water, sê almal totaal. So met verdwyn in die water. Amen. Ek onthou, ons het volgens baie belangrik is ons mense doop. En daai enkele doop ons mense by die rivier. Dit was die Sandrivier. Daarna by Virginia. En ek kan nie onthou presies waar nie, maar in elk geval was in 'n rivier. En daar het ons almal gedoop, want dit was 'n bietjie vlak. En ek het tog wel gesukkel om die mense onder die water heeltemal te kry. Maar dit is baie belangrik wat tusseer beteken totale, algehele, onderdompel. Want dit is belangrik daar. Dis iets wat met ons gebeur as ons daai werking doen van die doop. Onthou, wat is doop? Wat is 'n behoefte vervul dit? Dis 'n tasbare handeling. Dit versterk ons in ons geloof, want geloof het te doen met die onsigbare. Nou het jy 'n tasbare, sigbare, iets wat jy kan voel, handeling. Sê ja, waarlik, God is er daar gekyk, want ek voel die water om my, en beteken die water koud. Ek onthou toe ek gedoop is in die middel van die winter, hulle het vergeet om die doopbad warm te maak, en ek is ek dink die ysblokkies het so gedryf op die water. So jy het goed dood gegaan? Ek het goed dood gegaan, ja, letterlik en figuurlik. En so dit maak 'n mens vas, dit gee wat die behoefte wat dit vervul, dit gee jou sekerheid. Ek weet in die ou dae was 'n doopseël, hulle het dit genoem 'n doopseël, as babatjies wat nou gedoop word, was so belangrik geweest, dat as jy dalk nie die registrasie of doopsertifikaat of geboortesertifikaat kon kry nie, was die instansies bereid om die doopseël te aanvaar, wat jy gedoop is. En dit was daai sekerheid, maar ek behoort aan die Here, ek is ingedoop. Okay. Maar nou wat beteken dit? Totale, algehele onderdompeling. Dis soos dip 'n ouma beskuitie in 'n beker koffie. Deurweek die beskuitie in die koffie. En dan breek die skuitie en handel uit mekaar uit, en jy moet met 'n lepel so uitskep. En dan proe jy net die koffie. So hy's gekoffie. En hy's sag. En hy's sag, ja. Dit maak jy sag. Soos iemand wat in Christus gedoop is. Jy word gedeurweek met Christus woord. Jy proe soos Christus. Jy lyk soos Christus. Jy ryk soos Christus. Jy is die agape liefde van Christus. Die onvoorwaardelike liefde. Jy is gedoop in hom. Nou, hierdie definisie van algehele totale onderdompeling skakel besprinkeling uit en bevochtiging. Hier is een sekere leraar wat uit 'n situasie gekom het waar hy net babatjies doop en toe gee hy 'n les. Toe sê hy, mense, ek verstaan nie, die woord baptisme beteken totale, algehele onderdompeling. Hoe kan hulle nou dit dan nou toepas deur net te besprinkel? Hy sê eintlik is dit nie net besprinkeling, dit is meer bevochting. Dis 'n bietjie water op die voorhoof. Dit is nie wat baptisme beteken nie. Markus 16:16 sê, hy wat glo, sê almal glo. Glo. Nou, kan julle vir my iets sê, op watter stadium van jou lewe kan jy begin glo? Wanneer jy 'n woord hoor, geloof is uit die gehoor, en gehoor is uit die woord, en dit verstaan. Jy moet daarom redelik bietjie groter wees, sê amen. So, hulle wat glo dan, en hulle laat doop, sal gered word, of heel gemaak word. So dit dui op 'n persoon wat die woord kan hoor en glo. Dit skakel dus doop van babas uit.
Maar wat doen ons met die babas in ons gemeente? Ons seën hulle, Met die want kinders. Jesus het die kindertjies geseën. Ons seën hulle in. Want toe die kindertjies na Jesus toe kom, toe probeer hulle die kindertjies verhinder, en toe sê Jesus, moet hulle nie verhinder nie, want aan sulkes behoort die koninkryk. Dit is 'n hand op hulle gelê en hulle geseën. So wat doen ons met die babatjies? Of met die klein kindertjies wat nog nie 'n besluit vir hulle self kan maak om Jesus te volg nie. Maar weet jy, 'n kind het nie nodig om daai besluit te maak nie, want hulle is so suiwer. Jesus sê dan, verhinder die kindertjies nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemel klaar. So wat doen ons met kindertjies in die gemeente? Ons seën hulle in. En dan neem ek 'n bietjie olie, wat simbole van die Heilige Gees is, en ek sit sommer die olie nie net op die kind nie, ek sit sommer die olie op die ouers ook. Sê amen. Want die ouers het die verantwoordelikheid om daai kind in die geloof van Christus te Amen. bring. Ja, amen. Nou, doop in water verwys eintlik simbolies na die doping van ons sienswyse in Christus se sienswyse in. Yes, amen. Waterdoop is 'n teken, sê almal teken. Dis 'n teken. Dis 'n simbool wat wys na 'n groter werklikheid. Dis die simboliese betekenis, die simboliese betekenis van die woord baptisio, wat beteken totale onderdompeling, verwys na die totale onderdompeling van ons siel, denke, gedagtes en gemoed in die Christus woord siening in. Amen. Wat ek sê. So wanneer ons iemand doop in water, dan wys ons vir hulle die totale, algehele onderdompeling, wat eintlik dan wys na wat? Na iets werklik wat nou met jou verder gaan gebeur. Sê amen. Jy gaan nou in die woord wees. Jy gaan die woord lief hê. Jy gaan jou kop was met die woord. Amen. Hier het ek nou 'n voorbeeld. Hier gaan jy nou met jou gesinnetjie en jy het al so opgewonde gemaak. Ons gaan nou spurt. En nou ry jy na die plek toe waar jy min of meer weet waar die spur is. En eintlik sien jy daar's die bord en een van die kinders sê, "Pa, daar's die spur." Bord teken, sê almal teken. Teken. En hy sê, "Pa, wow!" En hy ry reg onder die bord in en hy sit daar en almal kyk na die bord. Hy sê, "Okay, geniet dit." Ek kan daai kindertjies se stemmetjies hoor. "Pa, dis nie die spur nie, dis net die teken." Amen. Nou hoekom ek dit vir julle sê is, waar is die spur? Die spur is waar die teken wys net, die spur is nog 'n kilometer verder. Ja. So die teken wys vir jou, waar is die werklike? En dan ry jy na die werklike toe en dan gaan sit jy by die tafeltjie en dan verstel jy en dan ervaar jy die werklike wat die teken jou na Amen. verwys. Wie stem saam met my? Amen. So baie mense maak van die teken die werklike. Hulle wil net by die teken parkeer en die doop is dan die hoogtepunt. Nee, die doop wat ons doen, prakties met mense, onderdompel in totaal algehele water, verwys dan iets groter. Sê amen. Amen. Nou, ek het hulle genoem destyds die krokodilgemeente. Daar was 'n sekere kerk waarvan ek bewus is, ek weet nie of hulle nog vandag bestaan nie. Hulle een groot doel is om almal net water te versleep. Soos 'n krokodil. En as hulle jou daar kry en in die water kan en jou gedoop, dan is die saak afgehandel, nou is alles reg. En daar's niks meer nie. So jy gaan soontoe en jy word gedoop, ek is toe nou gedoop in so 'n kerk. En toe ek nou klaar gedoop is, wag ek nou, wat nou? So, nee, jy het dit nou. Jy's gedoop. In baie kerke is so erg daarop, dat as jy nie gedoop is, nie gaan jy hel toe. Ja. Jy moet net gedoop wees. Maak nie saak wat in jou lewe aangaan, wat jy doen nie, jy moet net gedoop wees, dis die hoogtepunt. En daarom die babatjies dringend gedoop word, want as die babatjie nie dadelik vinnig gedoop word nie, en hy gaan daar dood, gaan hy hel toe. Nie so nie. Mense kan jy sien hoe ver kan kerkdekrete gaan, Yes. wat weg is van die woord. Yes. Nee, ek wil vanmôre vir julle verduidelik dat die doop is 'n teken wat wys na 'n groter, diepere, wonderlike werklikheid. Amen. Ons is nie 'n krokodilgemeente nie. Amen. Sê amen. Amen. Ons wil vir mense verduidelik wat beteken die doop.
En as jy dit snap, dan sê as jy nog nie gedoop is, algeheel totaal onderdompel is in water nie, want jy as gelowige moet toestemming gee, dan is dit jou geleentheid dan om gedoop te word hier in die winter. Sê ek. Dankie tog. Okay. Ons sal die doorbad warm maak. Matteus 3 vers 11 wys vir ons die koneksie tussen doop en jou sienswyse. Hy sê, Jesus sê, ek doop baptis, of nie Jesus nie, Johannes die doper. Ek doop baptis jou, totaal algeheel onderdompeling in water, julle in water, tot bekering. Die woordjie bekering is die Grieks metamoia. Nou hier word doop saam met bekering genoem. Kan julle sien? In dieselfde vers sien ons doop en bekering. Die goed is saam. Yes. Kan julle dit sien? Thank you, Lord. Nou wat beteken metamoia bekering? Dit beteken verander jou sienswyse. Dink oor. Kan julle sien? So doop word genoem saam met verander jou sienswyse. So wat sê doop? Doop algehele totale onderdompeling. Van wat? Jou sienswyse moet nou totaal geonderdompel word in Christus se sienswyse, se woord. Wat hoor jy vanmôre? Ja. Jy hoor die woord. Ja, amen. Wat doen ek vanmôre? Ek was jou met die waterbad van die woord, Amen. sodat jou denk, sienswyse totaal geonderdompel kan word en geonderdompel kan bly, sopnat kan bly in die woord. Want dis die oplossing vir die lewe. Dis die redding. Die Griekse woord vir redding is sozo, of sedeso, wat beteken om heel gemaak te word tussen jou ore. As ek praat van tussen die ore, dan bedoel ek jou siel, denke, gedagtes en gemoed. Sê amen. Hallo julle, kom wees eerlik. Die plek waar dit raas is tussen die ore. Die plek waar al nonsens gebeur is tussen die ore. Die plek waar jou kop met jou weghardloop is tussen jou ore. Dis waar, ja. Dis die plek wat gesond moet word. Dis die plek wat algehele totale onderdompeling moet hê in die woord. Wat jy nou hoor. Hallo, wie wil gehelp word? Wie wil tot homself kom? Wie wil tot die volle potensiaal kom wat die Vader jou voor gemaak het? Amen. Amen. As sy kind. Nou ja, was jou kop. Doop jou denkwyse, sienswyse moet in Christus woord sienswyse gedoop word. Maar hy wat na hom kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om te dra nie, sê Johannes. Ek doop julle, hy gaan julle doop, dit is Jesus met die Heilige Gees en met vuur. En wanneer ons die waterdoop verstaan, is dieselfde woord wat tussen jou totale algehele onderdompeling, dan verstaan ons ook die dooping met die Heilige Gees en met vuur. Amen. Totale, algehele, oorgawe, Amen. onderdompeling met die Heilige Gees. Yes, amen. Hallo. Amen. En wat is die eerste ding wat gebeur as jy gedoop is met die Heilige Gees? Dat jy jou tong weet. Amen. As jy jou tong weet, het dit jou weet. Die tong is baie klein, maar dit stuur die hele liggaam. Soos 'n klein roer die hele skip stuur. Net waar die stuur maar wil. Groot, magtige skip daar in die oseaan word deur 'n klein roer gestuur. Soos die tong. As jy jou tong wil tem, wees gevul met die Heilige Gees wat hy jou tong weet. En Amen. daarom bid jy baie in die Gees, is om in ander tale te bid. Amen. En jy verstaan sê, wat sê jy nou, wat sê jy nou? Dis maar goed dat jou verstand en les geleer word. Sê amen. Dan is jou verstand wat jou probleme gee. En so beheer jy en beteel jy dan jouself. Amen. Sê allemaal totale algehele onderdompeling. Totale algehele. Totale oorgawe aan die Here. Amen. Matteus 3 vers 12. Nou gaan Johannes aan. Hy sê, praat nou van Jesus. Die skop is in sy hand. En hy sal sy dors vloei. Nou hier by dors vloei het ek in hakies geskryf, dis ons sienswyse, ons denkswyse. Hallo jy? Hy staan daar nou in jou sienswyse. Hy sê, ek klop aan die deur. As jy hoopbaar sal ek ingaan en saam met jou maaltyd hou. Die maaltyd is die toonbrood, die teenswoordige brood. Wie hy is die maaltyd. Hy staan nou in jou sienswyse met die skop. Wat is die skop? Dis soos 'n vurk. Hy gooi dit so op en dan waai die kaf uit en dan bly net die koring agter. Sê amen. So hierdie woord wat jy verhoor hoor, is besig om jou kop skoon te maak. Haal die kaf uit.
Die kaf gaan, ek wil nie woord verkeerd uitspreek. Dit was kan maar. Dat was 'n duideliker vir die Afrikaners, né? Dit vat al daai nonsens uit. Amen. Die skoppels in sy hand en hy sal sy dorsvloer, ons sienswyse, deur en deur skoonmaak, en die koring, dis 'n kosbare woord, in die skuur saambring. Maar die kaf, die nonsensdenker, sal hy met onuitblusselike vuur verbrand. Yes. Halleluja. Wow! Dis Halleluja. hoe dit eendag gebeur, nie het gebeur nou. Die luister nou. Jy sal, as jy hier uitstap en agterkom, daar is van die kaf weg. Yes. Ja, sê, ek wil die kaf hou. Ek hou van die kaf denken. Nee man, kom nou. Ons eet die lam wat oor vuur gebraai is dit nie so? Jesus is die woord, die lam wat oor vuur gebraai is. Hierdie woord wat jy gehoor hoor, bring vuur in jou kop. Tussen jou oor. Yes. Amen. Daar's 'n vuur in die voedsel. Die vuur wat die kaf, die nonsens uitbrand. Die waterbad van die woord verander ons sienswyse na Christus sienswyse. Efesiërs 5 vers 25 tot 27. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente liefgehad en homself vir die gemeente oorgegee. Gemeente is die vroulike. Jou sienswyse, gedagtes, jou siel is ook die vroulike. Dit word in die vroulike vorm aangebied. Die Griekse woorde is baie ryk. Dit gee vir jou tot die manlike en die vroulike. So weet jy wat, jy gees, manlike, wie is al die geeste daai vir my? Persoon, maar ek is 'n vrou, ek kan nie 'n manlike gees hê. Praat nou simbolies, verstaan jy? Jou gees leer jou siel, die vrou. Nou vang jy ook sommer wat beteken dit in die Bybel, die man met die vrou. Sê al, nee? Ja, niks te doen met wie dra broek. Niks te doen met vrou met 'n hoed op sit, nee. Okay. En hy het homself die gemeente oorgegee, om dit te heilig, nadat hy die gemeente, die siel, denke, gedagtes, gereinig het met die waterbad deur die woord. Hier kry julle nou die woord, die Jesus is, en ek ervaar al klaar, 'n wassing, 'n reiniger van my denke. Sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlekke of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek kan wees. Dis wie hy jou nou wil hê. Dat jy so sal wees. Sê amen. Yes, En wie doen dit? Die woord. Verander jou sienswyse. 'n totale, algehele onderdompeling van jou sienswyse in die waterbad van die woord. Wie kry die woord? Amen. Dit gaan nie eendag gebeur nie, dis nou om die gebeur. Die woord van die Here is teenswoordig brood. Dis brood. Dis gebeur nou. Wanneer jy staan en bid, glo dat jy reeds ontvang het, en dan is dit so vir jou. En Markus self, bid Jesus so, sê ons moet so bid. Doop verwys na die bekleding dus van Christus tussen jou ore. Sê amen. Die Joel skrif wat sê, bekleed jou met Christus. En daar skryf elke keer as ek dit sien, tussen die ore. Julle weet nou wat tussen die ore. Dis jou denke, gedagtes en jou gemoed. Galasiërs 3 vers 27. Want julle almal wat in Christus gedoop is, wie is almal in Christus gedoop? Geonderdompel in water. Wie ervaar nou dit was die teken. Wie ervaar nou die werklike, die groter werklikheid, die doping met die woord, die waterbad van die woord, soos julle hierdie woord hoor vanmôre. Kom nou, wie ervaar dit? Hy sê, want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleed, en hier het ek geskryf tussen die ore. Kan julle sien? Julle wat in Christus gedoop is, gebaptiseer, algeheel, totaal, onderdompel is in Christus, is besig om jouself te bekleed tussen jou ore. Wie van julle voel goed as jy goed aangetrek is? En dan gaan jy dorp, en dan gaan jy supermarkt. Dan wil jy graag hê mense met jou sien, want jy is goed gekleed. Maar as jy nou half kaal is, of jy het jou tuintjie, en jy is nou nog daar by die huis en die kom mense aan en jou hare staan alle kante toe en soos ek as ek verf. Dan voel jy so bietjie, ja, het was so meer die verf, dan lyk sy naam soos die verf. Dan kry jy, dan voel jy nie gekleed nie. Dan voel jy skaam, is ek reg? Yes. So mense,
Almal wat aan Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. Doop is die teken, die werklike is die bekleding tussen die ore wat moet volg op die teken. Die teken is op pad na dit toe. Van julle dit. Die doop self is nie die hoogtepunt. Die doop is die bevestiging dat ons gaan nou by die hoogtepunt al hoe meer uitkom. Die werklikheid van Christus nou in ons en deur ons. Nou let op, wie moet hierdie bekleding doen? Hy sê, beklee julle. So wie moet die bekleding doen? Ek en jy. Nou is kom ek toe. Nee man, jy is die kerk, jy kom net na die samekomst, sê hy nie. Okay, pastoor, ek is nog maar hier, beklee my asseblief. Trek jouself aan, jong. Wel, ek doen my bes. Waarom ek doen my bes? Soos julle wat die kleinkie, die kinders al aangetrek het. Wie vir julle die kind is reg aangetrek, maar help jou. Trek hom ordentlik aan. Maar wie is blij as die kinders het self kan aantrek, uiteindelik. Ek dink die Here is so opgewonde as ons self begin, om ons self te beklee met Christus. Hy het alles vir ons klaar gegee. Ons self, deur ons denke te doop met die Christus woord. Dis hoe ons onsself beklee. Dis waarom jy vermoorde is. Jy sit hier, jy ontvang blik, jy vat hierdie woord. Ontvang met sagmoedigheid, die ingeplante woord wat in staat is om jou siel, denke, gedagtes, gemoed heel te maak. 1 Timoteus 4 vers 6, voed jouself met woorde van geloof. Jakobus 1 vers 21, dan heeft hy julle gekwoteer, ontvang met sagmoedigheid, die ingeplante woord, wat in staat is om julle siel, denke, gedagtes, gemoed te red, heel te maak. Amen, wie ontvang vanmorgen? Amen. Met sagmoedigheid. Raak. Romeine 13 vers 8 tot 14, bekleed, gedoop in Christus denke, is om gedoop te wees in die agape liefde van die Vader, die onvoorwaardelike liefde. Kom ons lees Romeine 13 vers 8 tot 14 verder. Wees aan niemand iets verskuldig nie, behalwe om mekaar agape onvoorwaardelike liefde hê. Want hy wat 'n ander liefhet, vervul die wet. Al die gebooie word in hierdie woord saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad. Daarom is die liefde die vervulling van die wet. Wie stem saam? Amen. As jy elke môre vroeg opstaan en jy bid dit oor jouself, Galasiërs 5:22, die vrugte van die Gees. Wat liefde is blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, sagmoedigheid, goedheid, getrouheid en selfbeheersing. Dis die 9 vrugte van die Gees. En jy verklaar oor jouself en sê, dis wie ek is. Hallo? Anders dan kan jy sê, nee, is dit nog nie. Jy gaan dit nog word. Begin vir jouself verklaringe maak wat die woord sê, wat die Vader sê. Die Vader het jou geskaap in sy beeld, sy gelykenis. Yes. Jy is dit klaar. Amen. Weet jy, dan gaan jy daai dag uit, vol van, ek is wat die Vader sê, ek is die woord. Jy het jou kop gedoop, totaal geonderdompel in die woord, van wie jy is, wat die Vader sê jy is. En weet jy wat, as jy daar in die supermark is, en as geleentheid om ongeduldig te raak, dan kom dit dadelik nie op, ek is geduldig. Die krag van geduld is in my. Ek is bly. Ek is vriendelik. Geduldige mense is vriendelik. Terwyl jy geduldig is jy vriendelik. Sê hulle, ek is vrede. Jy maak vrede. Tussen mense wat dan ongeduldig is en kwaad word. Maak jy vrede. Dis wie jy is. Jy leef so jou bediening uit. Want jy is gedoop tussen die ore met Christus woord. Sê amen. Die woord sê vir jou wie jy is. En jy glo dit. Sê glo. Hulle wat glo en hulle laat doop. Al gee totaal om 'n dompe. Doop is geteken na die werklike wie jy dan nou is. Die beeld, die gelykenis van die Vader wat liefde is. Wow. Amen. En weet jy wat? As jy so optree, begin jy samewerking kry. Mense wil saam met jou wees. Die Here gaan vir jou oop. Net goedheid en guns volg jou al die dae van jou lewe. Alles val in die regte plekke. Sê amen. Kom dan, as groot voordele om die doop se werklikheid te ontdek.
totale algehele onderdompeling sopnat word tussen jou ore met Christus woord. Amen. Maar bekleed julle met die Here Jesus Christus, dis nog steeds Romeine 13, en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig. Baie vroeg in die môre staan jy op en jy begin verklaar. Dankie Here, ek is een met U. Want die Bybel sê jy is een met Hom. Niks kan jou skei van daai eenheid en daai liefde nie. Dankie Here, ek is liefde, blydskap, vrede, vriendelikheid, geduldig. En as jy gesponsor, jy sterk, jy die volle wapenrusting aangetrek, jou voete is vrywillige voete vir die evangelie van vrede. En nou is jy daar, waar jy ook al werk, waar jy ook al is tussen mense, kan hulle jy nie meer verkeerd opvryf nie. Jy is vol Christus. Jy leef Christus uit. Jy leef jou bediening uit, waarna jy geroep het. En die lewe is lekker. En jy sing vir die mense in jou lewe. Amen. Efesiërs 4 vers 23 en 24. En dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. Ek het hier bygeskryf, siel moet nou al meer geestelik raak. En die woord is gees. Meer woord jy kry en meer geestelik raak tussen jou woord. En julle met die nuwe mens moet bekleed. Ek het sopas vir julle gesê hoe julle moet bid. Wat is die nuwe mens? Liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, getrouheid, moet ek net ook aangooi, ek het hom net nie aangegooi. En veral vriendelikheid moet voorop wees. Sê amen. Amen. Nou is jy geponsel. Jy het jou bekleed met die nuwe mens. Yes. Amen. Wat geskape is tot ware geregtigheid en heiligheid. Geregtigheid is die vrugte van die Gees uitlewing. Kolossense 3 vers 10 tot 16. En julle met die nuwe mens bekleed, het wat vernuwe word tot die kennis en na die beeld van sy skepper. Onthou, dis ons geskaap is na sy beeld en sy gelykenis. Adam het dit verloor. Baie mense het dit vandag verloor. Kom ons keer terug na sy beeld. En wat is sy beeld? Sy natuur. Liefde, blydskap, vrede, geduld. Dis wie jy is. Hallo, moenie leuns glo nie. Sê nee, maar jy weet, my oupa was mos. My ouma was bietjie erger. Hulle was maar kwaad mense. Ja, glad nie vriendelike mense. Dis in my gene, pastoor, plak. Kom ons Jy is geskape na sy beeld en gelykenis. Pastoor moet sê, kom ons doop jou dan in Christus in. Gaan julle lank onderhou. Dat jy nuwe DNA kan. Dat hulle heeltemal dood is. Sê amen. Amen. So, Kolossense 3 vers 10, 16 verder, bekleed julle dan, en ek het hier nageskryf, in die vrugte van die Gees, as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, luister nou na die vrugte van die Gees, met innerlike ontferming, bekleed jou met innerlike ontferming, goedertierenheid. Niemand ontferming oor my. So hoekom moet ek my oor ander ontferm? Het jy nie gebid volgend nie? Weet jy nie wie jy is nie? Jy is Christus. Amen. Hy is in jou. Hy is deur jou. Sy liefdeskrag werk deur jou. Dieselfde krag wat hom uit die dode opgewek het, werk deur jou. Dis die liefde van Christus. Daai krag is klaar in jou. Jy is dit. So jy gaan die kwaad met kwaad vergeld. Amen. Jy gaan mense wat jy dink dit nie nodig het, jy steeds nog oor ontferm. Goedertierenheid, dis goedheid van die Here. Nederigheid, sagmoedigheid is die gawe van die vrugte van die Gees. Lankmoedigheid is geduld. Bekleed jou daarmee, dis wat hy sê. En bekleed julle bo alles met die liefde, die agape onvoorwaardelike liefde, wat die band van volmaaktheid is, sê almal volmaaktheid. Volmaaktheid. Jy kan volmaak raak, want liefde is volmaak. Ons het nou nog gelees, liefde kan niemand seermaak nie. Die agape onvoorwaardelike liefde van die Here sal nooit oortree nie. Amen. Sal niemand seermaak nie. Amen. So bekleed jou daarmee. Die doop, totale, algehele onderdompeling in water, verwys na totale, algehele onderdompeling met die woord. Wie Christus is, wat hy nou van jou sê, wie jy is. En jy wil dit glo, sê almal glo. Glo dit. Glo dit. En doen dit. En pas dit toe. En laat die vrede, dis 'n groot vrug van die Gees.
van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Dat die woord van Christus ryklik in julle woon, in alle wysheid, leer en vermaan mekaar, met psalms en lofgesange en geestelike liedere, en sing in julle hart, met dankbaarheid tot eer van die Here. Ons sou nie weet gehoor dat ons almal Tehillas sing, dis om in vreemde tale te sing. 1 Korintiërs 14 sê, hoe staan die saak dan? Ek sal in 'n taal bid, ek sal ook in 'n taal psalm sing. Dit beleer Sê amen. Wow, wow, wow. So kom ons sing vir mekaar psalms. Yes. Amen. Die Here is jou herder, niks sal jou ontbreek nie. Amen. Want die Here is lief vir jou. Hy neem jou na stille waters van rus. Amen. Dis sy woord wat jou leer bring. Amen. Ek wil jou bemoedig vandag. En ek wil vir jou sê, die Here gee om vir jou. En hy voed jou. En hy help jou. En hy's by jou. En hy's in jou. Amen. Hallo? Amen. Kom ons sing met mekaar. Weet jy wat, as jy sing, kan jy nie eintlik vreeslik skreeu nie, nee. Kan ook nie skinder nie. Maar nou lees daar rap en hierdie vreeslike rap songs en daar's vreeslike vloekwoorde. Ag tog asseblief, sit dit af. Yes, amen. Sê amen. Wil jy jou kop, ja, van jou kop afsplik maak, van jou ore afsplik maak? Ek dink nie so nie. Nou, waterdoop is die 3 dae kruisoperasie in 'n neutedop. Sê amen. Waterdoop en die nagmaal is 2 sakramente, dis versterking vir jou geloof. Dis die kruisboodskap in 'n neutedop. Wat doen as iemand doop? Algehele, totale onderdompeling in water. Wie van julle het al so 'n doopgeleentheid bygewoon? Wie het dit self beleef? Okay. So wat doen ons met die persoon? Nou dis wat ek net oor vertel het, van die doop daar in die rivier. Ek het nog nie eens daai klaar gemaak. En nou doop ons die mense in die rivier. Julle het gelukkig gaan vergeet, né? Ek moet gehou het vir hierdie goue wonder. En ek weet, broer Piet, ek het jou gedoop daar. En broer Piet het nou nie heeltemal agtertoe kon gaan onder die water nie, hy wou net sit. En toe probeer ek hom nou onder daai water indruk, want hy moet toe wees onder die water, algehele, totale. En ek sal nooit vergeet nie, hy het sulke krulhare op daai stadium gehad, Piet, jou hare het baie gekrul. En nadat ek hom daarom Piet het agterdag my sê, pastoor, jy het my so in my portenjords ingedruk in daai water. Want pastoor, ek het ongelukkig op 'n klip te lande gekom, toe ek daar gaan sit. Hy sê, pastoor, jy druk. Ek sê, ja Piet, want doop beteken totale, algehele onderdompeling. Piet, ek dink jy kan nou onthou, en dit is net die teken, Piet. Dit is nie die werklike nie. Dit is nie die hoogtepunt nie. Dit beteken, Piet, so moet jy jou denke vernuwe. Totaal, algehele. En hier steek sy krulhare nog die bo uit. En ek druk. En naderhand wat ek gedoen het, ek het baie water so geskep. En hom pots op na sy hare sodat die doop kon uitleef met hom. Totale, algehele onderdompeling met water. So, die van julle wat doopgeleenthede bygewoon het, die persoon word geneem. Hy verbly totaal heeltemal onder die water. Die kruisboodskap sê, ek is saam met hom gekruisig. Saam met hom dood, saam met hom begrawe, sy hom begrawe, verdwyn totaal onder die water. En jy sien, veral die rivierwater is nie skoon nie, dis bietjie bruinerig. En jy sien die persoon glad nie. En dan, gelukkig, los is hom nie daar nie. Ons haal hom weer uit die water uit. En dit is lewendig word, opstanding, sit. Kan julle sien? Dis 'n wonderlike teken. Dit wys na die 3 dae kruisoperasie. En die van julle wat nou die gereedskap raamwerke doen en wat die bediening begin uitleef en mense se behoeftes vervul daarmee. Les 13 het ons 'n les daar, 'n pragtige les. 6 trappe na die troon. En dit praat van die 6 dinge wat by die kruis gebeur het. Wat is die 6 dinge? Kruisig, dood, begrawe, tot nuutmaking van die mens van sonde, van liefdeloosheid, wat nie omgee nie, van selfsug. En dan op die 3de dag, lewendig word, dis nommer 4, 5, opstanding, en 6, sit, en rus in hemelse plekke.
Nou, op die raamwerk wat julle het, wat ek vir julle vir oorwoorde weer opnieuw uitgedeel het, sal julle sien. Ek gaan dit net vir julle hier vanaf lees. Dis nommer 4. Die 6 gebeure, 1, Romeine 6 vers 6, saam gekruisig. Sê almal saam. Saam. Wonderlik om die eenheid te staan. Doop bring vir jou die eenheid. 'n Eenheid met die Vader. Jy verdwyn, jy bestaan nie meer nie. Jy is nou 100% een met jou hemelse Vader. En dan Romeine 6 vers 3, saam dood. Romeine 6 vers 4, saam begrawe deur die doop. Hy noem nog al die doop daar. 4, Efesiërs 2 vers 5, lewendig word. 5, Efesiërs 2 vers 6, saam opgewek. En dan 6, Efesiërs 2 vers 6, saam sit ons nou. Wat beteken sit? Rus, geloof in Christus Jesus. Ek lees die laaste versie, Kolossense 2 vers 12 tot 14. Omdat julle ook saam met hom begrawe is in die doop, sê almal doop. Waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking of operasie van God, wat hom uit die dode opgewek het. Kan julle sien in 'n neutedop die 3 dae kruisoperasie. Die doop is die teken wat wys na die groot werklikheid, waarby jy ingeneem is en verlos is van die ou mens van sonde, wat liefdeloosheid is, en dan ingebring is saam met hom lewe, saam met hom het jy opgestaan, en saam rus jy in sy voltooide werk. Wauw! Wie wil dit glo vanmôre? Wie wil dit vat? Nou, die krokodilgemeente, ek nooit daarby uitgekom nie. Hulle hoogtepunt is, hy moet gedoop wees. Is jy gedoop? Ek sê yes, jy moet gedoop word. Maar verstaan waartoe die doop wys. Jy gaan nie onder die spoorbordjie stop met jou hele gesin en dink hulle gaan tevrede wees met die bordjie nie. Hulle soek die ete, sê amen. Nou gee ek vir julle die ete. Ek wil nie net vir julle die tekene gee nie. Ek gee vir julle die heerlike ete, die Christus boodskap. Romeine 6 vers 3 tot 4, het ons nou weer vir julle genoem. Dan, doop is 'n waterskei, is 'n afsnypunt. Dis wat doop beteken. Dis die uitbeweeg uit die ou bedeling en 'n inbeweeg in die nuwe bedeling. Uit Moses ou bedeling, die letter, en in Christus, die beter geestelike Moses bedeling, die geestelike. 2 Korintiërs 3 vers 6 sê, want ons is ook bekwaam gemaak as dienaars van die Nuwe Testament. Nie van die letter nie, maar van die gees. Want die letter maak dood, maar die gees maak lewendig. Yes. Die wet nie meer op kliptafels geskryf nie, maar nou in ons harte geskryf. Dis die uitbeweeg uit die gebou met mense hande gemaak en die inbeweeg in die gebou wat sonder mense hande gemaak is. In Handelinge 2 is ons gevul met die Heilige Gees. Hier is 2000 jaar gelede het hierdie groot wonderlike ding gebeur. Die werklike van doop beteken totale algehele onderdompeling in die Heilige Gees. En het hulle nou die tempels geword van die Heilige Gees. Dis waarom Paulus sê op 'n plek, weet julle nie dat julle is die tempel van die Heilige Gees. Sê amen. Die gebou daar is nie die plek nie, dis vir ons bymekaar. Julle is die tempels. Ons almal is die tempels. 1 Korintiërs 10 vers 1 en 2 skei die volk, skei die hele die volk Israel uit die Egiptiese sienswyse van die sienswyse af. Julle ken die geskiedenis baie goed, julle kan dit self gaan lees. Kom ons lees dit 1 Korintiërs 10 vers 1 tot 2. Want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see deur gegaan het. En almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see. Nou, hierdie gelees ons alles in Exodus 14 vers 9 tot 31. Onthou julle wat het gebeur? Die volk is uiteindelik vry van Egipte
En hy is van op pad, en hier kom hulle voor die Rooi See, en hier kom die Egiptiese Farao besluit, nee, ek wil hierdie mense weer terug hê. En hier kom hy met sy hele weermag agter hulle aan om hulle weer gevange te neem. Maar die Here het 'n wonderwerk gedoen. Hy het sy engel gestuur en dan het hy die rookkolom en die wolkkolom wat in die dag vir beskadiging gegee het en die aand vir hulle lig gegee het, was toe al klaar daar om hulle te beskerm. Toe sê die Here vir Moses, slaan jou staf op die see en toe skei die water. Julle ken die storie baie goed. En aan hierdie kant het dit soos 'n muur opgeruis en aan die ander kant soos 'n muur en dan was droog grond en die Israeliete kon deurtrek. Dit moes 'n wonderlike ondervinding wees. Kan julle dit self indink daar? Ons het nou kom beleef. Ek weet nie of daar haie was, wat se tipe vis nie. En jy sien, hier kom jy haai, en dan draai jy maar weer skielik vinnig om. Ek dink mense moet seker sê, wow, dis nou lekker, en toe stap hulle deur. Toe kom Farao en sy Egiptiese weermag agterna om hulle te vang. En die ouens is so dom, hulle is nou al deurgetrek, hulle gaan wraggies ook in die see. En dan kan ons nou sien, hier is 'n wonderwerk, hier is iets groots wat gebeur. Dis moet 'n groot God wees wat Israel hier help. En so dig is hulle gaan wraggies ook deur. Hulle agtervolg hulle nog steeds. En die Bybel sê, die Here het hulle sinne verwar, hy het hulle wiele laat insink in die grond, en ek dink hy het hulle ronde wiele verander in vierkantige wiele, en daar stak hulle. En toe uiteindelik, toe die volk heeltemal deurgetrek is, toe sê die Here, Moses, vat jou staf, swaai dit oor die water, en toe kom al die massa water terug, en toe verdrink die vyand, of die Egiptiese sienswyse, of die ou selfsugtige sienswyse, die kaf of nonsens sienswyse wat ons het, in Jesus naam, sê amen. Die wêreld sienswyse, en dis wat die doop doen, 'n algehele totale onderdompeling van ons sienswyse nou, in Christus sienswyse. Kan julle die voorbeelde en die simboliek sien van die Ou Testament? Dis net nie mooi nie. Maar nou, is interessant. Dit vat die volk 'n dag om uit te kom. Dit sou net 11 dae gewees het om deur die woestyn te gaan in die beloofde land in. Maar weens hulle ongeloof, is hulle 40 jaar in die woestyn vertoef. Dit vat die Here 'n dag om uit Egipte uit te vat. Dit vat 40 jaar om Egipte uit hulle kop uit te kry. So die doop was die teken, maar die uiteindelike verwydering van die Egiptiese denkwyse, van die verkeerde sienswyse, vat tyd, sê hy nie. En dis hoekom jy gereeld 'n kopwassing nodig het. Dis hoekom jy gereeld woord soos hierdie moet hoor. Dit weer moet hoor en oor moet hoor en oor moet hoor. Dis waarom ek veel uitstuur. Sodat jy dit kan luister en weer luister en weer luister. Amen. En sodra jy agterkom en nou raas jy kop en jy is besig om senuweeagtig te raak oor iets of jy voel onminderwaardig of stupid oor jouself, wat moet jy doen? Kry 'n wassing. Amen. Vat die woord wat ek vir jou stuur en luister dit weer. Skakel af. Was jou kop met die woord. Die doop is 'n teken na die werklike toe. Die verandering van jou sienswyse. Ek gaan weer terug. Ontvang die aangeplante woord met sagmoedigheid. Want dis in staat om jou siel, denke, gedagtes en gemoed te red. En die Griekse woord daar beteken ook te heel te maak. Jy wil er op heel heen. Van die woord. Hou moslim te wees. Jy maak sy my probleem op, los my. Ja, ek kan hoor, jy sal al te staart. Ja, hier, van die woord. Was jou kop, met die woord. Kom ons hou op moslim te wees in ons eie oor. Die waterdoop sluit af as 'n oorgawe en 'n afsondering aan Christus Jesus se missie. Markus 1 vers 9 tot 11. En in daardie dae het Jesus van Nasaret van Galilea gekom en is deur Johannes in die Jordaan gedoop. En dadelik toe hy opgeklim het uit die water, sien hy die hemel skeur en die Gees soos 'n duif op hom neerdal. En ons sien waterdoop bring jy dadelik tot geestelike doop van jou sienswyse. Dan begin die hemel vir jou oop skeur. Jy begin die hemel ervaar. Amen. Sê amen. Ek kry hemelgedagtes. Die Vader se hoë hemelse gedagtes in Jesaja 55.
Amen. En daar het 'n stem uit die hemel gekom, U is my geliefde seun, in wie ek welbehaag. Wanneer jou kop gedoop is met die woord Christus Jesus, en die Heilige Gees in jou wat jy in die volle waarheid lei, gaan jy begin hoor, jy is my geliefde seun, jy is my geliefde dogter. Jy gaan die Vader se stem hoor, met jou praat, en ek het in jou 'n welbehaag, want die Gees van die Here werk nou in jou. Jou denke, sienswyse, jy begin vergeestelik. Amen. Jy begin al meer sy stem hoor. Matteus 20 vers 20 tot 23. Toe kom die moeder van die seuns van Zebedeus met haar seuns na Jesus en buig voor hom en sê, Here, ons wil iets vra. En hy sê vir haar, wat is dit wat jy wil hê? Sy antwoord hom, sê tog dat hierdie 2 seuns van my in die koninkryk mag sit. Ag, dankie tog, hulle wil daar sit. Hulle wil die rus aangaan. Een aan die regterkant en een aan die linkerkant. Maar as Jesus antwoord en sê, weet julle nie wat julle vra nie. Kan julle die beker drink wat ek aanstonds moet drink? En gedoop word, sy almal gedoop. Gebaptiseer moet word. Met die doop waarmee ek gedoop moet word. Onthou julle, die Johannes opdoop, te sê Johannes, Here, U moet my doop. U is so groot, ek nie U doop. Jesus sê, laat dit toe. Sê almal, laat dit toe. Want so word vervul alle geregtigheid. Geregtigheid is gawes vir die vrugte van die Gees wat ons uitleef en wat ons planne is. Hy sê, Jesus sê vir hom, laat dit toe, want so word alle geregtigheid vervul. Wat het Jesus bedoel? Hy praat hier van die beker wat hy moet drink. Wat was die beker? Toe hy die tyd van Getsemane, het hy gebid, so sy gebed was so intens, dat sy sweetkleertjies iets gebars en daar bloed uitgekom en nie sweet nie. Dit was intense gebed. So wat Jesus gaan doen? Hy moes die 3 dae kruisoperasie beleef. Maar weet jy wat? Die wonderlike nuus, hy het ons saam met hom ingeneem in beginsel. Die werk wat hy gedoen het, kon jy nooit doen nie, en ek nooit doen nie. Maar hy het dit vir ons en as ons gedoen. Ons was daar in beginsel. En nou is dit vir ons gegee as 'n geskenk. Sê amen. Amen. Maar die Here wil dus vat hierdie geskenk. Amen. Vat hierdie woord. Gee jou oorgawe. Jy wil oorgee. Ek moet vir julle dit sê. As jy iemand wil doop in water en die persoon wil nie oorgee nie, gaan jy nie onder daai water in kry nie. Dis waar. Amen. En die ander kant kan jy 'n groot sterk man, 'n eysterman vat. As hy homself oorgee aan die water. En jy klein dametjie kan hom doop. So maklik is dit, want water draai jou gewig. Sê hy, so sê almal oorgawe. Jy moet jouself oorgee aan die woord nou. Amen. Onthou, die doop is net die groot betekenis. Gee jouself oor aan die woord. Hou op om slim te wees in jou eie oor. Here, behandel my sleg. Ek gaan al so baie dinge probeer doen. Ek is nou al 50 jaar oud. Niks wil vir my werk nie. Dan wil ek vir hom sê wat Dr. Vol vir hom sê. Het jy agtergekom met werk nie? Wil jy nie iets anders probeer nie? Weet jy wat? Probeer nie hierdie nie. Dis 'n werklikheid van die woord. Die woord is die oplossing. Die woord sal al die nonsens wegvat. Die woord sal al jou probleme oplos, want Jesus is die woord en die Heilige Gees is nou in ons om ons in die volle waarheid te lei. En as jy nog nie gedoop is met die Heilige Gees nie, totaal al geen onderdompel is in die Heilige Gees nie, en jy spreek in taal nie, ons is hier vir jou, ons wil jou help. Ons wil hande vir jou oplei. Amen. Maar jy moet onthou, die doop is die teken. Dis nie die hoogtepunt nie. Die hoogtepunt is, nou moet jy jou denke, gedagtes, gemoed, doop en die woord, die Christus Jesus is. En die Heilige Gees lei jou in die volle waarheid. Sê amen. Amen. Sê bid almal saam met my. Soos Jesus homself oorgegee het aan sy missie, wil ek my ook laat doop in water as die simbool om my gedagtes, denke en gemoed oor te gee aan Christus die woord en aan sy missie
vir my lewe. Amen. Dis nou net jy woord vir ons. Dis te lank. Ja, nee. Maar dit te lank. Ja. Maar net iets gekry vanmôre. Ja. Ons sluit af. Vader, dankie vir die woord vanmôre. Dankie Vader dat ons besef en snap dat die teken is wonderlik, maar die teken wys na algehele totaal onderdompeling van ons denke, gedagtes en gemoed in U woord Christus. En dankie Heilige Gees, en ons in die volle waarheid in die woord, die waterbad wat ons denke skoon was, totdat ons kom tot die volle grootte en sterkte van Christus Jesus, volle volwassenheid. Ons gee al die lof en al die prys in Jesus naam. En almal sê, Amen.